29 Mei. Ons streef volmaaktheid na. Ons moet oorwin soos Christus oorwin het. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Johannes 16 vers 33. Die Satan het Christus met meer geweld aangeval, as wat ons ooit van hom sal moet verduur. Hy het veel op die spel, naamlik of hy of Christus sou oorwin. Die Satan het geweet dat as Christus sy sterkste versoeking kon weerstaan en hy hom nie kon beweeg om te sondig nie, hy sy krag sou verloor en uiteindelik met ewige vernietiging gestraf sou word. Daarom het die Satan al sy kragte ingespan om Christus te oorreed om 'n verkeerde daad te doen, want dan sou hy 'n voordeel oor hom hê. Jy kan nooit met soveel vasberadenheid en wreedheid versoek word as die Heiland nie. Die Satan was elke oomblik op sy pad. Sal die mens goddelike krag beetpak en die Satan met vasberadenheid en volharding weerstaan, soos Christus in sy stryd met die vyand in die woestyn van versoeking vir hom 'n voorbeeld gestel het? God kan geen mens teen sy sin uit die krag van die Satan se liste verlos nie. Die mens moet met sy menslike krag, bygestaan deur Christus se goddelike krag, werk om te weerstaan en te oorwin. Al kos dit hom ook wat. Kortom, die mens moet oorwin soos Christus oorwin het. En dan kan hy, deur die oorwinning wat hy bevoorreg is om deur die almagtige naam van Jesus te behaal, 'n erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus word. Dit kan nie geskied as Christus alleen al die oorwinning behaal het nie. Die mens moet sy deel bydra. Hy moet self 'n oorwinnaar wees deur die krag en genade wat Christus aan hom gee. Die mens moet 'n medewerker met Christus wees in die oorwinningswerk. Dan sal hy in Christus se heerlikheid deel. Die Heiland het oorwin om aan die mens te toon hoe hy kan oorwin. Christus het al die versoekings van die Satan met Gods woord oorwin. Deur op God se beloftes te vertrou, het hy krag gekry om Gods gebooie te gehoorsaam, en die verleier kon geen voordeel behaal nie.